Goeiemôre liefdes. Hoe gaan dit vandag met julle? Hoekom gaan dit baie goed? Want ons het die kerk is. Ja, ons het 'n bietjie vroeg klaar gemaak met die voorgoedjies dan nie, maar ek bly Tannie is hier. Ja, welkom Jan. Sit asseblief tog daai enetjie af. Ek hoop om het klaar die pille gevat. Dis reg. Kom ons groet gou vir mekaar en dan gaan ek so 'n klompie aankondigings net vir ons uitlig. Môre. Net by die môre. Net gou is dit dalk iemand wat nie vandag hier inskakel by die gemeente of besoek? Goed, dan is dit my almal is hier wat jy moet lees. Kom ek gee net so 'n bietjie 'n paar aankondigings deur wat belangrik is vir die volgende paar weke wat ons bymekaar is. Vanoggend ons offers by die deure is vir die Parelskool. Is in ons dorp. Dis 'n skool wat regtig waar vir kinders met spesiale behoeftes 'n nuwe lewe gee. As jy al 'n bietjie gaan leeswerk doen het en gaan nader navraag doen het, dan is dit net dit wat hulle doen, die span wat betrokke is by daai kinders, dit is verskoon die woord mind-boggling. Maar kom ons gee ons offers om ook hulle werk waarvoor die Here hulle geroep het te kan doen. Dan vanaand word julle uitgenooi na Open Door Sundays. Gert, het jy jou Engelse tande ingesit vir die week? As hy Gert is vanaand aan die woord by Open Doors. Dit gaan oor gratitude is die tema. Pastoor Adam, collega Adam, is die naweek 'n bietjie af, so Gert gaan vir ons die boodskap bring. Baie seën en sterkte ook vir jou. Dan wil ons dames uitnooi na die 25ste Maart se dames kuiergeleentheid, wat die tema is in die hande van die pottebakker en ek dit beloof om 'n baie spesiale geleentheid te wees. So kom, julle moet laat weet of julle gaan kom, laat weet maar vir die persone wat in diens is of by die kerkkantoor dat jy dit gaan meemaak. Dan sal jy weet ons is betrokke by Thailand, by Dani en Marina Kruinhou en ons was so 2 jaar terug was ons daar gewees by hulle, ons het gesien hoe hulle bediening werk en Marina het geskryf aan 'n 3de kinderboek, sonnaskoolboek en hy is nou voltooi en ons dank die Here daarvoor. Ons afgelope klompie Pinksters het ons juis fondse ingesamel om hierdie boeke te kan groter mate te druk en te versprei. Daar's 'n baie groot behoefte in Thailand en ons dank die Here vir dit wat gebeur het, dat Marina gehoorsaam was en dat hy nou beskikbaar is en koninkrykswerk gedoen kan word. Dan wil ons julle opnuut weer opskerp. Ons begin die 17de Mei met die eerste Sondag van Pinkster met 'n reeks van 40 dae doelgerigte lewe, waar ons in ons eredienste en ook woensdaande bymekaar gaan kom rondom hierdie tema. En ons wil julle graag uitnooi, probeer dit uitboek, daai Sondag van die tweede kwartaal en dan spesifiek ook Pinkster wat net na daai eerste Sondag volg en dan die Woensdae daarna. Uit die aard van die saak, as ons klein groepe wil hê, ons gaan dit al in die saal doen. Ons sal moontlik dit ook in die oggend aanbied. Het ons klein groepleiers nodig, omgegroepleiers nodig, mense wat kan fasiliteer rondom die tafel. So as jy voel ek is beskikbaar bereid, gee jou naam asseblief deur na die kerkkantoor toe. En dan het ons verlede week 'n opname begin maak van wie sou belangstel in die 40 dae en ook in leierskap. Daai vormpies is by die deure beskikbaar, so as jy dit nog nie gedoen het nie, jy voel die nudging van die Heilige Gees vanoggend, dat jy dit gaan invul en dan sommer net daar los, dis op die tafel by ons ingang. En dan het daar eintlik 'n baie mooi groei geleentheid begin
toe hier in aksie die hoogbloei gehad het, was daar, veral in COVID op in die week was daar bitter geleentheid gewees met kosvoorsiening en dan ook op Sondag en die bediening het getaan kleiner geraak tot aan die einde van verlede jaar en die Here het nuwe energie kom gee en vir Pastor Gabriel saam met 'n span opgerig. So daar's nou op Woensdae is daar weer 'n sopkombuis met woordbediening, met sang. Die video's wat ons kry, dis fenomenaal. Daar's tot 75 mense wat op 'n Woensdag daar is by die geleentheid en dan ook die erediens het wat klein geraak, die by 10 mense het weer gegroei na 25 na 30 en meer. En ons dank die Here daarvoor, maar hulle het 'n behoefte aan brood. So as jy dalk 'n kontak het vir brood of as jy self 'n skenkel wil maak, kontak asseblief en sê jy's beskikbaar en of jy kan dit gaan aflewer onder by die stoor van 8:00 die oggend af tot so 3:00 in die middag. En dan weer eens die Lydestyd uitdaging, 40 dae, 40 items. So as jy dan al ergens 'n boksie het of 'n sakkie het waar jy goedjies beheer, wat in goeie bruikbare toestand is, klere, huisware ensovoorts, as jy welkom om dit op Paasfees te kom bring, is die 5de April, om dit saam te bring kerk toe en dit gaan ons weer saai in die koninkryk. En iets wat nou op die aankondiging is nie, maar ek dink toe julle ingery het, julle gesien, daar staan 'n blou container, 12 meter container. Michael, waar is jy? Sien vir Michael. Baie dankie vir jou gehoorsaamheid, hoe die Here voorsien het, en ons glo Raham is baie dankbaar daarvoor. Ja, so voorsien die Here, die regte mense op die regte plek, om diensbaar te wees, en dis waaroor ons vandag ook verder gaan praat. So, dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, kom ons gebruik die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes, en dan as ons klaar is, Rachel het gaan vanoggend die kers aan te kom steek, en dan gaan ons aan met die res van die diens. Rachel?
Rachel het vanoggend gevra om die Christuskers aan te steek. Sy het ouma Grootjie geword. Kleintjies gebore. So 'n bietjie prem, nog in die hospitaal, maar ons vier lewe saam met hulle as familie. So baie sien en sterkte vir julle. Kom ons bid saam. Here God, ons eer U vanoggend as die God van die ware lewe. Jesus, U wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ons dank U vir 'n nuwe geboorte. Dit is U wat volgens Psalm 139 kom sê, ek het jou in mekaar geweef daar diep in die moederskoot, en is U wat die lewe gee. En ons bid vir daardie klein mensie wat gebore is. Ons bid dat U nuwe krag sal gee en daai klein mense laat groei om 'n mens te wees wat kan vasstaan in die lewe. Ons bid vir ma en pa, ons bid vir die familie en ons vier vreugde saam met Rachel en die hele familiekring. Here, en ons dink ook aan ander wat vandag vreugdevol die lewe kan vier, mag hulle dit ook belewe dat U hand van genade groot oor hulle is. En ons bring ons offers van dank vanoggend, Here, omdat U die een is wat vir ons uitgenooi het en sê, kom na my toe, ek wil julle rus gee. Dat ons daai ervaring het dat vanuit ons lewe saam met U het ons rus, het ons vrede, het ons 'n toekoms, het ons seëninge van U en ons kom bedien U terug met hierdie offers van dank. Ontvang dit, Here, en gee dat ons getrou U naam sal verkondig hier naby tot daar ver. Mag ons res van ons erediens 'n vreugdevolle ervaring wees, wanneer ons in lof en aanbidding uit die woord in ons gebede, waarmee ons besig is, ons fokus op U plaas. Here, want dit gaan oor U. Dit gaan alles oor U. Ons loof en ons eer die Vader, Seun en Gees. Amen en amen. Kom ons staan en dan gee ons oor aan ons begeleidingsgroep ons te lei in lof en aanbidding. Ek het in die week die foto gesien van 'n sonsopkoms in oor Tafelberg. Ek het nog gedink is my net so klein dat voel as mens kyk na die skepping en sien hoe God elke dag vir ons voorsien. Ek het gedink ek wil dit graag vanoggend met julle deel. So ek gaan my die volgende skryfie kan gee. Psalm 96 sê, sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here almal op aarde. Sing vir die Here, loof sy naam. Verkondig sy verlossing dag na dag. Vertel die nasies van sy heerlikheid aan al die volke van sy wonderdade. Ek wil julle graag uitnooi. Ons gaan hierdie volgende lied sing. Hy is groot, groter as die hemelruim. Dis die God vir wie ons vanoggend sing. Die God wat ons seën elke dag met 'n nuwe môre met so 'n pragtige sonsopkoms. So kom ons maak sy naam groot. Ons in God, skepper van die heelal, hy sal maak toch genade. Niemand in sy planne nie, hy doen wat hy beloof, hy is
Here Jesus in hierdie oggend, besef ons is niks, ons is nietig, en tog maak die bemoeienis met elkeen van ons. Stuur hierdie seun om aan die kruis te sterf vir ons sondes, sodat ons vanoggend anders kan leef met 'n verwagting. Ons kan vanoggend hierdie lied sing, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, want dis aan ons lof en eer waardig. Ons gaan dit weer sing, Here, ons gaan dit sing met alles binne in ons, it's your breath in our lungs, wat U gee vir ons dit. Kom ons sing dit sy Here, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness. Here, vanoggend het ons gesing, maar ons het ook diep bewus geraak oor wie die God is, tot wie ons sing, en in wie se teenwoordigheid ons vanoggend is. U is groot, groter as die totale skepping. U is almagtig, U is genadig, U is liefde, U is hoop. U het ons ware lewe kom gee deur 'n spesiale offer te bring. En U staan konstant voor ons met oop arms en sê, kom na my toe. Kom na my toe. Here, ons kom in hierdie oomblikke na U toe, wetende dat dit nie ons eie asem is wat in ons longe is nie. Dat dit nie ons eie kragte is waarop ons kan staat maak nie. Maar as U wat vir ons nuwe lewensasem gegee het, net soos U daar in Genesis 1 ruach, die wind van God, die gees van God ingeblaas het in die eerste mensepaar. In Esegiel 37 toe hy daai bene die opdrag gegee het, staan regop en gees in hulle ingeblaas het. Soos ons, Here, staan ons regop, gereed vir aksie, gereed vir diens, omdat ons weet aan wie ons behoort. Mag ons die fokus op U behou vanoggend, Here. Mag ons U stem duidelik hoor. En wanneer ons die lewenstree buite hierdie gebou gee, dat ons nie ons oog van U sal afhou nie, maar sal weet aan wie ons behoort, en wie ons roep en wie ons stuur, word verheerlik, wanneer ons U woord gaan lees, en daaroor gaan nadink, en op die ou ende weer daaroor gaan sing. U het ons lof en ons aanbidding gehoor, ons wag op U, Here, U woord vir ons. Ons eer U Vader, Seun en Gees. Amen en amen. Ek kan julle plek in. Hi ho, hi ho, hi ho. It's all the work we go. It's all the work we go. No.
Nee, maar dis is nou nie dieselfde woorde nie. Dis korrek. OK, ek kan julle nou verduidelik. Julle kan julle plek inneem, dankie. Nou het julle gebattle. Ja. Goed. Ek weet nie of julle nou mooi geluister het na die woorde van hierdie baie bekende liedjie wat kom uit Snow White and the Seven Dwarfs, nie weet jy in die 7 dwergies. Ek het groot geword tot en met waar ek nou is 58 en meer as dit. En ek het altyd gesing hi ho, it's off to up we go. Wie van julle sing dit so? Ja. Maar toe maak ek 'n ontdekking in die week, want op 'n besondere manier het die Here met my met hierdie lied besig gewees. En ek gaan kyk toe na 'n video om te sien hoe dit nou als mooi geloop het, want ek kan nie meer uit my kinderdae onthou nie. En hier sien ek, nou is die 7 dwergies daar in die daar waar hulle die myn waar hulle werk, hulle is besig met hulle pikke en hulle grawe, en is net sulke massiewe diamante en rubyne wat hulle uithaal. En dan sing hulle nou hulle lied van dik, né, grawe, om al die edelstene te kry, en dan maak hulle sakke bymekaar, en dan bærel dit daar in 'n kamer, en Dopie sluit die deur toe, hang die sleutel op, en dan stap hulle daar weg uit die myn uit, en dan gaan hulle sing, hi ho, it's home from work we go. Toe dink ek, gits, deur al die jare het ek verkeerd gesing, en daar's baie liedere wat ons baie keer, nee, jy het nie 'n koek en klou van die lirieke wat jy sing nie, totdat jy dit regtig gehoor het. Maar dit het nou met my gebeur. Ek het my bril afgehaal en skoon gemaak, en ek het 'n eerbad gekry. Nee, ekskuus. Ek het regtig net weer daarna gaan kyk. Maar hierdie wysie draai nou al die hele week van Dinsdag af in my kop, en op 'n misterieuse wyse het die Here hierdie lied wat kom uit 'n baie bekende Disney animasiefliek, het die Here kom koppel aan vandag se boodskap, waar ons spesifiek gaan praat oor die tema geroep om te dien. Maar ek moet net gou ietsie sê dan, ja, oor, net vir daar, ek sê daai verkeerd om dit vir julle te wys. Ons praat oor geroep om te dien. Maar as julle die 7 dwergies, ek weet nie of julle hulle name kan onthou nie, maar ek gaan net gou vinnig dit vir julle wys. So hierso kry ons vir Dok. Hy is die leier van die 7 dwergies. Hierso kry ons vir Grumpy. Jy kan sommer sien, ja. Mislik, hierdie enetjie is Happy, daai een is Sleepy, en daai is wat is sy naam? Nou het ek vergeet. Bashful, en Sneezy en Dopey. Nou, elkeen van hulle het 'n besondere karakter. Dok is die leier, hy lei gemeenskappe. Grumpy is die ou wat altyd mislik en moeilik is. Happy, enigiets is vir hom lekker in sy lewe. En dan kry ons vir, verkeerde ene. Sleepy is die een wat lui is, die een wat eintlik nie wil werk nie, so hy bring nie sy kant nie. Daar's Bashful is die skaam enetjie, né? En dan vir Sneezy, hy het ek het seker maar my sinusprobleme by hom gekry, hy by my, maar Sneezy en dan Dopey is die jong enetjie wat oral is en nêrens baie naïef in sy lewe. En die een van hulle is dus dieselfde nie. Hulle verskil radikaal van mekaar. In terme van persoonlikhede en van hulle lewensuitkyk ensovoorts. En die wonderlike is, hulle almal werk saam. Een groot doel wat hulle het. Ek wil net gou vir julle vinnig wys. Dit was in Sap A gewees. Ek was 'n dwergie gewees. Kan julle my eien? Kan julle my eien? Is dit 'n bietjie klein? Wat 'n dwergie was ek? Groen. Oranje, okay. Okay, kom ek help julle. Ek was die pink kabouter. Ek was die pink
kabouter. En in die vorige gemeente wat ek was, het ons ook sneeuwwitjie en die 7 dwergies, ek weet nie wat mense dit noem nie, maar dit is rolle wat omgekeer was, ek was sneeuwwitjie gewees ook al. So, maar dit is so 'n bietjie eenkant geskuiwe. Ons praat vandag oor die hele ding van geroep om te dien of te bedien. Ons het nou al vroeër die kwartaal gekyk na ons gemeente se identiteit. Met ander woorde, wie is ek? Wie is ek? Wie is ons as gemeente? Want ons is mos elkeen deel daarvan, so wat vir die gemeente geld ook vir my as individu. So as die gemeente met oop deure wil ons 'n verwelkomende en liefdevolle omgee gemeenskap wees, waar mense wat op reis is deur hulle lewe, hier kan tuiskom en dan die belangrike, saam kan groei en dien in navolging van Jesus. Stap agter Jesus aan, maar ons wil groei in ons verhouding met die Here en dan ook in besonder leer om diensbaar te wees en betrokke te wees. En dit is waar ons vanoggend verder gaan stil staan. So 'n paar teksgedeeltes wat ons gaan kyk, verskeie, maar ek gaan net so die breë vir ons uitlig, sodat ons met dit op reis kan wees vanoggend. So ons praat oor geroep om te dien, so luister wat sê die woord van die Here. Markus 10 vers 42 tot 45 is die gedeelte waar Jesus weer eens sy dood aangekondig het en gepraat het oor die koninkryk van God, en kort daarna kom Johannes en Jakobus met hierdie versoek om te sê, Here, as U nou in die koninkryk kom en ons is daar by U, laat een aan die regterhand en een aan die linkerhand sit. En toe het Jesus gesê, dit werk nie so nie, dit het die ander 10 disippels baie kwaad gemaak, maar Jesus kom dan daar in vers 45 met die uitspraak, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. So dis belangrik dat ons dit sal ook weet, wie is Jesus en wat het hy kom doen op aarde. Dan in 1 Petrus 4 vers 10 en vers 11, dit kan julle by die huis lees, maar ons gaan net vers 10 kyk. Dis belangrik dat ons dit ook net in ag sal neem, wat word daar gesê binne die konteks van daardie gedeelte. En dit gaan daaroor, dien mekaar met julle gawes. Dit is die opskrif, dit is waaroor daai gedeelte gaan. En dan vers 10, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. Belangrik. Jy kry genadegawes en jy moet dien. En dan as ons blaai na Efesiërs 4 toe, dit is waar op die ou ende word gesê, hoe is die kerk, die liggaam van Christus saamgestel, en dan in vers 16 staan daar pertinent, die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam in eenheid, elkeen van hulle vervul sy funksie. Jy het 'n plek binne die liggaam, ons weet Jesus is die hoof van hierdie liggaam, maar elkeen het 'n plek en ons behoort. En dan in Kolossense 3 vers 17 word ons opgeroep om te sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons praat en ons doen. Dis diens, betrokke wees. En dan gaan ons 'n bietjie later kyk na 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7, maar ek gaan dit kortliks vir ons lees. Want dit gaan ons sal weet 1 Korintiërs 12 handel oor die Heilige Gees wat gawes gegee het en hoe ons moet sien hoe die liggaam kan funksioneer as al die gawes op hulle plek is en ons mekaar nodig het. Vers 4 sê daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. So ons sien hier die enige God betrokke by die gee van gawes vir die liggaam effektief funksioneer. Vers 7, aan elkeen afsonderlik word in werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Tot sover ons skriflesing. Nou ons het die afgelope kwartaal het ons op verskillende maniere stilgestaan by die 3 B's wat daar mooi vir ons uitgesit is, uitgebeeld is op die muur van beleef, behoort en bedien. En die wonderlike nuus is, wat hierdie woorde dra, is dat ons saam met ander kinders van die Here
fantastiese, diep ervarings, belewennisse kan hê met mekaar en in die teenwoordigheid van God. Dit is kosbaar spesiaal. Maar hierdie belewennisse loop dan ook oor dat ek graag wil behoort, graag wil deel wees van 'n geloofsfamilie. Dit is waarom jy hier is en ander mense hulle verbind het aan hierdie geloofsfamilie om regtig te behoort. Maar wanneer ons deel word van God se huisgesin, word ons egter nie net inwoners nie. Ons word medewerkers. Wanneer jy deel word van God se huisgesin, word jy net 'n inwoner in daai huis nie. Jy word 'n medewerker. So in die huisgesin van God is niemand 'n toeskouer wat kyk hoe die ander die werk doen en 'n verskil maak in die wêreld rondom hulle nie. Elkeen is 'n bedienaar. Daai kern wat daarin staan, 'n bedienaar. Almal is aan die werk soos die dwergies, oud, jonk, elkeen met sy of haar eie persoonlikheid en gawes. Jesus se uitnodiging daar in Matteus 11:28 het ons nou al redelik by stil gestaan vir die eerste 5 kwartaal Sondae en baie meer intens daarna gekyk. So die uitnodiging is, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Dis 'n uitnodiging om te kom in 'n ruimte waar heling kan plaasvind, waar herstel kan plaasvind, waar ons nuwe energie kan kry, geënergeer word vir ons lewe in die algemeen en ook vir ons dienswerk, voorberei vir ons roeping om kind van God in hierdie wêreld te wees, met dit wat hy vir ons gegee het om te doen. So God nooi ons egter nie net in na hom toe as geloofsfamilie nie, hy stuur ons ook uit. En kom ek sê dit net weer, Jesus nooi ons in, maar hy stuur ons ook uit. Jesus nooi ons in na hom toe, maar hy stuur ons ook uit. En dit lyk my is iets wat baie kinders van die Here nie werklik waar opneem of hoor nie. Is daai uitstuur. So wat is die woorde lirieke? Hi ho, it's home from work we go. Om te gaan rus, kragte te bou. Hierdie is die praat ons van die huis van die Here in die volksmond. Dit is 'n plek om te kom rus, toegerus te word, voorberei te word. En selfs met my en jou verkeerd hoor van die woorde, daai van hi ho, it's off to work we go. Dit geld ook regtig waar, dat ons sal weet, as ons gerus het en toegerus is en voorberei is, dat ons daarmee moet gaan leef. So nou kan ons die vraag vra, waar kom dit vandaan? Is dit maar net om 'n paar mooi goed by mekaar te sit, ek het in die week gaan sit en kyk, wat kan ek by mekaar sit? Nee, ons het net nou saam gelees, die eerste teksgedeelte, Jesus se hart vir diens. Ons sien dat Jesus dit self gedoen het. Hy het 'n spesifieke roeping van die Vader gekry, hy het gekom na hierdie aarde toe, hy het geweet hy moet sterf op die einde, en terwyl hy sy eerste 30 jaar geleef het hier op aarde, hy was 'n skrynwerker geweest, Laas Timoteus nie nou hier nie, Laas Timoteus agter, hy was 'n skrynwerker, hy het met sy hande gewerk, houtwerk gedoen soos sy pa, en op 30 het hy sy roeping gekry, en hy is toegerus en gestuur om die woord van God te verkondig, om die koninkryk van God bekend te maak, sodat al meer daarin kan deel hê. Hy moes aarde toe kom om mense te verlos, ons het daarvan gesing net nou, om deel te word van God se familie. En dit vier ons geliefdes nou hier in lydenstyd. Ons het middel Februarie daarmee begin, dit loop op tot by Paasnaweek, hier die 3de tot die 5de April. Maar toe Jesus se geboorte, maar tussen Jesus se geboorte en sy sterwe, is daardie vers, Markus 10 vers 45, relevant gewees. Dis 'n getuienis aangaande Jesus Christus. Die seun van die mens, God se seun, het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Nêrens in die Bybel lees ons daarvan dat Jesus vir hom 'n hoë posisie aangematig het. Hy het eerder nederig geleef saam met mense hier op aarde. Ja, sy disippels en ander mense wat agter hom aangestap het hom geëien as 'n rabbi, iemand met besondere diep insig kennis van die woord van God.
maar hy het alles geweet in elk geval, en het hom Rabbi genoem, en ander het gesê, ja, hy is definitief die Messias wat gekom het na die wêreld toe, so hy is die verlosser van Israel, so dit was waar gewees. Maar Jesus het anders opgetree as aardse konings en aardse leiers, wat 'n posisie vir hulle aangematig het en gesê, ek is die een. Want Jesus het gekom om te dien, gehoorsaam aan die Vader, maar om 'n verskil in mense se lewens te maak en ook in die wêreld rondom. Hy het nie net gepraat oor diens en diensbaarheid nie, hy het dit beliggaam. Hy was die voorbeeld by uitnemendheid van hoe om diensbaar te wees. En ons ken daardie baie bekende gedeelte in Johannes 13 waar Jesus sy disippels, hulle was bymekaar gewees in die boefretrek op pad na sy diepe lyding en sy sterwe. En hy het sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek om sy lyf gebind en hy het voor hulle gekniel met 'n skottel water en 'n stofvoete het hy gewas. Dit wat net 'n diensknegt gedoen het. Iemand wat bereid is om te buig voor iemand anders. En toe nadat daarmee klaar is, het hy vir hulle gesê, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, dit moet julle ook doen. So kom ons praat verder daaroor oor ons doen. Elkeen het ook 'n roeping om te bedien. Soos ons hier is vanoggend, elke kind van God het 'n roeping om te bedien. Ons moet in die woorde van Jesus dus doen, want hy het gesê, soos ek gedoen het, moet julle ook doen. So wat behels dit om soos Jesus te doen? Dit is verseker nie om vandag, dink ek, ander mense se voete te was nie, ja, spesiale geleenthede wat ons dit ook het as 'n simboliese handeling. Maar om hierdie vraag te beantwoord, is dit nodig dat ons 'n bietjie wyeer kyk na ander teksgedeeltes in die Bybel. En die een wat ons saam gelees het, is 1 Petrus 4 vers 10 en vers 11, wat julle saam kan gaan lees by die huis. Daar staan, as goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. So kom ons breek dit net gou 'n bietjie op. Wat sê Petrus daar? Vir wie skryf hy? Petrus skryf vir mense wat gevlug het vir hulle geloof. Hulle het geglo Jesus Christus is die verlosser van die wêreld. Hulle het hulle lewe aan hom toegewy. En toe is hulle vervolg en hulle het swaar gekry en hulle kom van hulle het gevlug daar in Klein-Asië in waar hulle gaan leef het. En nou waar hulle verplaas is en waar hulle in moeilike omstandighede geleef het, skryf Petrus binne daardie konteks. Julle word eintlik opgeroep om 'n verskil te maak, want iets van hierdie veelvuldige genade van God het hulle self geproe en ervaar in hulle lewe. God se genade het deurgewerk in my lewe en nou is ek anders. Maar hy sê daar ook vir hulle as goeie bedienaars. Dit beteken dit wat ek ontvang het, stel ek beskikbaar aan ander. Ek leef dit uit, ek gee dit deur aan ander. Na mate jy 'n genadegawe ontvang het, moet jy die ander dien. En ons gaan nou daarna kyk. Petrus het hulle juis daarin herinner, toe jy gelowig geword het, kind van God, het jy ook 'n gawe of gawes ontvang. En met daardie spesifieke gawe wat die Here vir jou gegee het, moet jy bedien, moet jy by ander betrokke raak. So wat sou ons in sulke omstandighede, lewensomstandighede gedoen het, as ons verplaas sou word, 'n exile in 'n ander land sou wees, moeilike omstandighede, ons lewens word bedreig? Ek dink baie van ons sou dalk laag getrek het, jy sou jou eie lewe probeer beskerm, jy sou gaan wegkruip het. Maar Petrus moedig egter hierdie gelowiges aan om weg te kyk van hulle self af en te fokus op die ander mense wat rondom hulle is, die ander gelowiges wat self ook in dieselfde moeilike omstandighede is en ook die ander mense waar tussen wie hulle gaan bly het. Hulle fokus op die geloofsfamilie om hulle te bedien met die gawes wat God vir hulle gegee het. God se liefde vir hulle en in hulle moes oorspoel in liefde vir mekaar. Juist toe dit begin gebeur, dat elkeen met sy of haar gawes ander begin dien. Wat gebeur toe? Is almal met liefde bedien. As elkeen van jou, soos jy hier is,
jy begin dit wat die Here vir jou gegee het en jy bedien iemand anders, gaan jy op die ouheid ook bedien word. Verskoon die Engels woord, jy spite net jouself. Die Afrikaanse spreekwoord is, jy skiet jouself in die voet. As jy net op jouself en jou eie behoeftes gefokus het. Die liefde en seën wat jy sou ontvang, gaan nie by jou uitkom en bereik as jy wegtrek en een kant is nie. As jy nie deel is van die geloofsfamilie en dit waartoe die Here jou geroep het om daarmee te kom bedien nie. Ons identiteit beklemtoon juis die saamgedagte, saam groei, saam bedien. En gaan vra maar vir elkeen wat in bediening is hier, aktief in bediening. Musiekbediening, ragam, klankdata, noem dit op. Almal, gasvryheid, daar's 14, min of meer 14 bedieninge wat ons het. Gaan vra vir hulle. Dan sal jy iets by hulle hoor van wat hulle ervaar deur skouer aan skouer saam by mekaar te kom. En die gevolg is dat die geloofsfamilie word bedien, maar elkeen van hulle word ook bedien. Word terug ontvang en hulle word geseën daardeur. So as iets daarin om saam met ander betrokke te wees. En daarom die uitnodiging aan ons elkeen, hi ho, it's off to work we go. Nou ek wil jou uitdaag om te sê, waar kan ek 'n verskil maak? So die derde wat ons kry is, God gee vir elkeen 'n plek en 'n gawe. Dit kry ons spesifiek daar in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7. Dis een van my gunstelinge kursusse wat ek deur baie jare aangebied het, is die netwerk ontdek jou gawes kursus. En verlede jaar het ons ook die 3 Colors of Ministry gedoen wat gaan ook oor gawes, hoe die drie-enige God jou gawes kom gee en by jou betrokke is om dan ook daarmee te bedien. Maar ek kan vir julle waarborg, ek is nou al 33 jaar in die bediening en vandat ek dit daar aan die einde van die 90er jare begin het om die kursus aan te bied, was ek konstant verras daaroor dat baie keer mense wat die kursus doen, sê ek weet nie wat my gawe is nie, of in pastorale gesprekke of in kontak met mense, dan sê hulle ek weet nie wat my gawe is nie. Ek's 'n kind van die Here, maar ek weet nie regtig wat die Here vir my gegee het nie. En die Here het vir ons elkeen iets gegee. So as jy nie weet nie, kan jy ook nie bedien op die plek waar die Here vir jou geplaas het nie. Want dan gaan jy dalk op 'n ander verkeerde plek wees en dit weet ons trek energie. Dit maak jou op en klaar en moeg. Maar een ding kan jy verseker weet. Elkeen van ons, soos ons hier sit, in hierdie gebou, het 'n gawe of 'n gawepakket van die Here gekry. En as jy dan vanoggend hier is en jy sê ek weet regtig nie, stuur vir my 'n WhatsApp. Ek sal vir jou 'n kort vraelys stuur, 133 vrae, dit gaan baie vinnig. 10 minute, wat is 10 minute in jou lewe? Ek sal vir jou aanstuur, sê dit op my e-posadres ook, stuur dit vir jou aan, dat jy dit kan invul, en dat jy ten minste kan weet, dit is moontlik jou 3 primêre gawes, en as jy dan met my verder wil praat, is jy baie welkom, om dit te kom doen. Want 1 Korintiërs 7 vers 7 sê, as jy vanoggend kan bely en sê, ek is 'n kind van die Here, maar aan elkeen het van God sy besondere gawe ontvang, die een dit en die ander iets anders. 1 Korintiërs 12 vers 11 wat ons net op gelees het. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Jy het dit. Jy het dit. So as ons 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7 so 'n bietjie opbreek vanoggend in 'n paar gedagtes, dan sien ons daar's 'n verskeidenheid van genadegawes. Ons kry in vers 4. As ons deur die Bybel gaan lees van die Ou Testament af, Besaliel wat Timoteus Besaliel daar in die Ou Testament, hy het met sy hande gewerk. Hy het in die tempel tyd koperwerk gedoen en houtwerk gedoen en nog 'n klomp ander goed. Van daar af, dwars deur die Ou Testament, Nuwe Testament, is daar plus minus 26 na 30 gawes, hang af uit watter tradisie jy kom. Party het 'n paar ander gawes op bygesit, wat nie noodwendig deur almal erken word nie, maar min of meer 24 na 26 toe is daar. Is 'n verskeidenheid van gawes wat die Here gegee het, wat elkeen van ons soos hier sit, gaan 1, 2, 3 of veel meer daarvan ontvang het, toe jy tot geloof gekom het. God het nie mense geklo nie,
Hy het ons nie almal dieselfde gemaak nie. Hy het nie die dupliseerknopie gedruk en gesê, ek het vir oom Jan. So, oom Jan lyk na 'n goeie kandidaat, so kom ons druk die dupliseerknopie. Nou is die klomp Janne in die kerk. Nee. Elkeen soos jy hier sit is uniek. Die Here het jou besonder gemaak soos hy jou graag gehad het, en hy het vir jou gegee wat jy nodig het. Jou fisiese, emosionele en psigiese eienskappe verskil van die ander, plus jou gawes. En as jy wonder om daaroor praat met my, sal graag jou help daarmee. So die eerste een het as 'n verskeidenheid van genadegawes. Dan die tweede wat ons kry is, sien daar's 'n teksgedeelte so. Die tweede wat ons kry is dieselfde Gees werk in almal. Ons kry daar vers 4 tot 7, die Gees, die Seun en ook God. Die Heilige Gees is die primêre gewer van gawes. Hy is die bron van alle gawes. So as jy wil weet wat is jou gawes, dan moet jy weet toe jy tot geloof gekom het, is jy gedoop met die Heilige Gees. En as jy gedoop en gevul is met die Heilige Gees, dan is die bron mos in jou. En dan moet jy hom raadpleeg, dan moet jy hom vra, wat is my gawes? En daardie moment toe jy tot bekering kom het, jy het dit gekry. Partykeer is hy net 'n bietjie gebeere. Ons moet hom afstof, ons moet hom ontdek. Ons moet daar in die myn ingaan, 'n bietjie met ons pik in ons graaf, daar die diamante en die rubyne wat God spesifiek vir jou gegee het, te gaan ontgin. Want daarmee kan jy ook 'n verskil maak in die koninkryk. Die derde een wat ons kry is gawes wat nou daar. Ek is 'n bietjie laat. Die derde een, daar. Gawes is vir die voordeel van almal. Nêrens lees ons in die Bybel dat die gawes is net vir myself nie. Die gawes wat deur die Gees gegee word, is uitsluitlik daar om ander en die Here mee te dien. Dit is waarom bedien so belangrik is ook vir ons as geloofsfamilie. Want dit gaan nie oor myself nie. Dit gaan oor ander. Dit gaan oor die Here. Ons bedien die Here met wat hy vir ons gegee het en ons bedien ander mense. Dit is so belangrik dat ons 'n deel gevorm het van ons identiteit. Verlede week Pastoor Adam het gepreek, hy het 'n mooi beeld gebruik. Wie van julle kan onthou van die waterkruik? As jy nie verlede Sondag in die kerk was nie, dan hy gebruik die voorbeeld, is 'n baie ou storieetjie van 'n waterdraer wat sy eienaar was bo op die kop gebly en hy moes gaan water haal onder by die rivier en hy het 2 kruike gehad met die beam wat hy nou die 2 kruike aangehang het. Die een kruik was heel gewees, die ander kruik was gekraak gewees. En soos hy die water getap het of geskep het en toe weer opgestap het die kruik wat gekraak was, het water uitgelek. En die vol kruik het almekaar gebrek daaroor en vir die ander gesê, jy kan net 'n halwe kruik water bring, want jy is nie perfek nie, ek is die regte ene. En op 'n stadium het die waterdraer, so lui die storieetjie, gesien die moedeloosheid wat by die gekraakte kruik is. En toe het hy gesê, as ons nou terugstap teen die berg op, dan kyk jy aan jou kant wat gebeur het. Daar waar jy water gelek het, groei die blommetjies. En soos wat jy die water gelek het, het ek saadjies gesaai en blommetjies geplant en jy het vir hulle water gegee. Die Here gebruik elkeen van ons. Jy kan gekraak wees, jy kan moeilikheid in jou lewe hê, jy kan moedeloos wees, jou lewe kan in 'n sekere sin uitmekaar uitval, maar die Here gebruik jou nog steeds. Die Here gebruik jou nog steeds. Elkeen, sê Efesiërs 4 vers 16, elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. As ek net my klein dingetjie doen, dan word die liggaam van Christus opgebou en word ons sterker en groter, en is daar groei, en is daar groter vreugde en lewe. Kom by die laaste enetjie.
Die kerk werk net wanneer almal saam dien. Ons teksverse daar in 1 Korintiërs 12, as mens dit verder gaan lees, nadat daar baie duidelik gewys is dat die Gees en die drie-enige God die gawes gee tot voordeel van die liggaam, word daar vanaf vers 12 tot met vers 27 baie mooi gepraat oor die een kan nie vir die ander een sê ek het jou nie nodig nie, nee? Die hand kan nie vir die voet sê ek het jou nie nodig nie, dat ek ook net vir die voorbeeld daar kry. Omdat jy nie hand is nie, is jy nie deel van die liggaam nie. Omdat ek nie jou oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Nee, dit werk nie so nie. Elkeen is daar. En dan word daar pertinent gesê, wat aansluit by verlede week se boodskap, is dat selfs die wat swaar kry, die onbetaamlike dele, kry eer as almal saam die pad stap. Nie net die wat dit maak nie, ook die wat swaar kry en wat moeiliker het in die lewe. 1 Petrus 4 vers 10 het baie duidelik vir ons gesê, die genade deurgewerk in my lewe. So ek word nou 'n bedienaar daarvan, na die wêreld rondom my. Elkeen moet dien. Efesiërs 5:4 het vir ons baie duidelik ook gesê, ek vervul my funksie. En as jy nou gedink het, dat dit moeilik is, onmoontlik, waar gaan ek die tyd kry in my volryk lewe, met 'n klomp ander dinge? Niemand het gesê, jy moet 7 dae 'n week by die kerk aantree vir diens. Maar hy het gesê, dit het die Here vir my gegee, hy het my die gawe van gebed gegee. Ek raak deel van die intercessorspan. Ek het 'n hart vir mense in nood. Ek kan op Vrydagmiddag, elke tweede week kan ek aansluit en help klere sorteer by Ragam en kospakkies pak. Of ek het net 'n halfuur tyd en ek kan 'n paar kospakkies gaan aflewer. Jy die gawe van musiek, jy tree aan. Jy oefen op 'n donderdag en jy is 'n Sondag hier. Ander mense sê, ek kan net op 'n Sondag help by die gasvryheid. Ek kan mense by die deur ontvang. Dis my tyd wat ek het. Ek het nie ander tyd in die week nie, maar 'n Sondag is vir my reg. En so kan jy kyk met jou gawes van administrasie, kan jy aantree daar, finansies, eiendom, jou kennisvlakke. Of jy kan daar waar jy hoor daar's 'n behoefte, rondom 'n container, rondom koelers, vra verskoning vir daai koeler wat nie werk nie, hy trip ons krag. Maar daai gawes wat gegee is, sodat die geloofsfamilie beter kan funksioneer. Jy sal weet as daar so 'n nudge, 'n drukkie van die Gees in jou lewe is. As jy nie weet nie, praat met my. Ons help vir jou om in diens te kan kom. Ons ervaring geliefdes dat 2026 vir ons as geloofsfamilie 'n goeie jaar tot dusver is. Dit het goed begin, daar's positiewe energie. Daar's dinge wat los begin kom het. As jy al weet wat die Here vir jou spesifiek gegee het, wil ek jou na die diens gaan uitnooi, gaan skryf jou naam sommer net daar op 'n papiertjie en sit hom daar op die gebedsbord. Ons sal dit kry. En ons sal met julle in kontak kom. Of stuur vir my 'n WhatsApp of 'n e-pos of stuur vir die kerkkantoor. Onthou, jy en ek is uitgenooi om na Christus toe te kom. Ons is ook geroep om te dien. Terug so by die laaste, terug by die 7 dwergies. Of jy die lirieke nou reg gesing het, of jy dit verkeerd gesing het deur al die jare, beide daardie frases het 'n impak op jou en my lewe. Of jy nou op pad is Sondag hier en na ander ontmoetinge waar gelowiges rondom die woord en die woord van die Here bymekaar kom, dan is dit 'n plek om te rus, 'n plek om toegerus te word, 'n plek om geseën te word, om weer verander mee te gaan seën. Of as jy dan verkeerd gesing het, ek is op pad om te gaan werk, dan rol jy die geestelike moue op en sê, hier is ek. Ek doen dit. Daar's 'n plek vir ons elkeen binne die geloofsfamilie. En daardie 3 woorde beleef, behoort en bedien, dit is nie die een volg op die ander nie. Dis nie 'n lineêre proses nie. Dis 'n proses wat voortgaan, waar ons konstant belewennisse kan hê saam met mekaar, in die teenwoordigheid van die Here, spesiale ervarings saam met God. Jy voel, jy behoort, jy is deel van die geloofsfamilie. En dan is daar heerlike
koninkrykswerk wat gedoen kan word, wanneer ons skouer aan skouer bedien. Daar's plek vir ons elkeen. Kom ons bid saam. Here, ons het u stem gehoor in die woord. Dis nie onbekende nuus nie. Dis verse wat ons al baie keer gelees het in ons lewe. Verse wat ons al gehoor het. Dalk al oor dieper nagedink het. Maar Here, u het ons geroep as geloofsfamilie hier in Protea Hoogte in Brackenfell in die wêreld om 'n plek te wees waar u liefde gesien en ervaar sal word. 'n Plek waar ons omgee wil uitleef. Waar mense wat moeg geraak het op hulle lewensreise, of mense wat in elk geval in 'n mooi verhouding met u leef, op 'n Sondag tuis kan kom en gevoed kan word en toegerus kan word en kragte herbou kan word, sodat ons saam dieper kan groei in verhouding met u Here en met mekaar. Voorberei en toegerus vir ons dienswerk hier op aarde. Gereed vir aksie. Daar in Jesaja 6 het Jesaja 'n hemelse ervaring gehad. Toe hy vir God sien in sy heerlikheid, het hy klein gevoel, onbekwaam. Maar hy het hom aangeraak, sy mond. En toe hy vra, wie kan ek stuur, het hy gesê, hier is ek, gebruik my. U vra nie vir ons die onmoontlike nie. Ons het net nou gesing daarvan, u doen die onmoontlike. U gee vir ons wat ons nodig het, om volledig mens te kan wees, om volledig kind van God te kan wees, om die volle vreugde te kan belewe, van wat dit beteken om in die wêreld te leef en te bedien met die gawes wat God vir ons gegee het. Here, ons wag op die Gees om kragtig te openbaar en bekend te maak wat U vir elkeen gegee het. Dankie dat U niemand oorslaan nie. Maar gee Here dat ons bereid sal wees om te hoor wat U vir ons sê. En dan bereid te wees om daai spreekwoordelike pik of graaf op te tel, sodat die rykdom ontgin kan word binne God se koninkryk en in die wêreld. Seën elkeen wat hier is vanoggend, Here. Seën vir op hulle lewensreise. Mag hulle weet, God wat ons geroep het na hom toe, is die God wat vir ons rus gee, is die God wat die las van ons skouers afneem, is die God wat ons gawes gee en toerus, krag gee vir elke dag, sodat ons lewe, ten spyte van dit wat die wêreld aan ons gooi, 'n vol ryk lewe as kind van God kan hê. Seën ons ook as geloofsfamilie, die gemeente met oop deure. Ons wil gehoorsaam, hoor wat U vir ons sê, en ons wil doen soos U gevra het, soos ek julle gewys het, so moet julle doen. Kom en kom seën ons, Here, sodat ons verander tot 'n seën kan wees. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied. Ek is bereid, ek is gewillig om op te staan en uit te gaan vir Jesus. Hierdie is nie net 'n lied wat ons sommer sing. Dis 'n gevaarlike lied om te sing. Dis 'n baie gevaarlike lied om te sing. Maar ek glo jy het gehoor wat die Here vanoggend gesê het, en dat jy, al doen jy dit prewelig, dat jy dit kan sê. Gou die volgende e-mail net gou die volgende, ek kan net aanskryf. Ek is gereed, dan net vir die volgende enetjie, stuur my, lei my om te doen wat U vra. Dis 'n Jesaja moment. Dis 'n Nuwe Testament gelowige moment.
as jy sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my, lei my, om te doen wat U wil hê dat ek moet doen. Jy hoef nie te doen wat iemand anders doen nie. Jy moet net doen wat die Here vir jou vra. So is gevaarlik, maar daar is groot vrug en seën daarop. So kom ons staan en dan sing ons hier. Vir elkeen van ons wat bereid is om gestuur te word, die lewe te gaan instap, ontvang God se seën. Jy onthou, jy gaan nooit alleen nie. Hy is altyd by jou en hy gebruik jou net soos jy is. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as dit regtig moeilik gaan in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees, vandag ons hele aardse lewe tot in ewigheid. En God se mense sê hierop. Amen. Amen. Blessings. 'n heerlike dag.